As jy 'n besoeker is of jy baie lanklaas by ons gekuier het, ons is besig om stelselmatig deur die boek Romeine te gaan. En so ek wil hê haal jou Bybel uit, of wat op jou selfoon is en of dit 'n fisiese Bybel is. Ons wil hê jy moet jou eie Bybel lees en so haal die Bybel uit en kom ons begin by Romeine 5. Omdat ons begin in Romeine 5, moet ek net eers 'n vinnige recap gee vir die ouens wat nou nog nie hier was nie. Nou, ek moet wel vir jou sê dat julle moet onthou, in 'n groep soos hierdie is daar mense wat relatief nuut hulle harte vir die Here gegee het. En dan is daar mense wat al 'n baie lang pad saam met die Here stap. En hoe langer jy 'n pad met die Here stap en hoe meer gereeld jy in 'n kerk kom, hoe meer verstaan jy sekere groot woorde wat amper al vir algemene taal word. Maar as jy nog nie so lank is nie en jy het nog nie so ver hierdie proses gegaan het nie, dan kan 'n mens so vinnig in 'n kerk wegraak, want jy hoor 'n woord en jy verstaan nie lekker wat beteken daai woord nie, en omdat jy nie die woorde verstaan wat volg agter mekaar nie, dan op die einde van die dag sny jouself af. Ek kan onthou toe ek hermeneutiek gestudeer het, my 3de jaar, toe maak ek dit oop en ek sien al hierdie groot woorde wat hulle het, en dis alles Bybelse woorde wat ek nog nooit in my lewe van gesien het nie. Ek het dit oopgemaak en het ek 'n paragraaf gevat en ek het gegoogel. Wat beteken hierdie woord? Wat beteken hierdie woord? Wat beteken hierdie woord? En as ek al 5 woorde verstaan, dan weet ek wat staan in daai paragraaf. En dan lees jy die tweede paragraaf en begin ek weer. Wat beteken hierdie woord? Wat beteken? Ek dink die derde paragraaf, toe sit ek my boek toe, toe sê ek soos ek's nou klaar vir eers. Ek sal later weer kan sien daarvoor. Maar dis wat gebeur. As jy begin op 'n stadium wat jy word hierdie goeters gekonfronteer, en as jy nie die hart verstaan agter dit nie, dan mis jy dit uit. En so as jy nou al 'n rukkie hier was, gaan ek 'n paar woorde recap vir jou, so wees geduldig saam met my, want ek glo dat as ons hierdie woorde snap, dan verander ons lewens op grond van dit. So die eerste woord wat ek vir jou wys, is die woord sondaar. Nou as ek en jy praat van 'n sondaar, dan praat ons van iemand wat in sy leef en in sy handel die wet van God breek. Met ander woorde, God gee riglyne hoe jy moet leef, en as jy nie so leef nie, word jy verklaar as 'n sondaar. Iemand wat nie in God glo nie, goddelose persoon, sal verklaar word as 'n sondaar. Romeine 3 vers 23, hy sê ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Dis wat ons klassifiseer as 'n sondaar. Ons sondaars is mense wat leef, en ons leef nie volgens die standaard van God nie. So dis die eerste ene. En dan het ons nou gegaan, soos het ons deur die studie gegaan het, dan sê ons, maar die goeie nuus lê in die volgende woord wat ek vir julle opsit, en dit is die woord dat ons regverdig verklaar word. En dis die feit dat God vir my en vir jou sê, dat jy word nou verklaar, jy dra nou nie meer die titel van sondaar nie, maar iemand wat leef en handel in ooreenstemming met die wet. Nou, ek het nou die tyd om deur hierdie ding weer te gaan nie, ons het baie hierdie ding bespreek al van Romeine 3 af, maar hierdie word beskikbaar vir my en vir jou gestel op 3 groot Engelse woorde. Daai wat jy wil, as jy hulle op hulle self sou gesien het, baie keer wil oopmaak en net eers gaan Google hoorie wat beteken hierdie woorde. Die eerste woord sit ek op vir jou, dis propitiation. Dit beteken to satisfy the demand of justice. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het gekom en hy het geleef en hy het voldoen aan die eis wat God gestel het, wat hy uitgeroep het vir geregtigheid. Romeine 6 vers 23 sê dat die uitbetaling van sonde, die uitbetaling wat sonde vir jou gaan uitbetaal aan die einde van die maand, is dood. Dis wat gebeur. 'n Sondaar wat in sonde leef, moet dood kry. Dis die geregtigheid wat God vereis van my en vir jou. En Jesus het daai kom betaal vir my en vir jou. Propitiation. Hy het gekom en hy het voldoen aan die eis van God se geregtigheid. Met ander woorde, Jesus sterf in jou plek. Propitiation, dis die eerste woord. Die tweede woord is expiation, dis vanuit my rekening na ander een toe, wat beteken dat my titel as sondaar, my label as sondaar, is van my af afgehaal en op Jesus geplaas. En dan praat ons van imputation, sy geregtigheid of sy regverdigheid is vanaf sy rekening af oorbetaal in my rekeninge. Dis wat dit beteken as ek en jy sê ons is regverdig verklaar. Jesus het voldoen aan die eis van God se geregtigheid.
omdat hy het my en jou se sonde van ons afgehaal, op homself gesit en hy het gesterf aan 'n kruis vir my en vir jou. En as gevolg van dit het hy sy geregtigheid of sy heilig wees of sy leef in ooreenstemming met die wet. Die feit dat Jesus dit kon doen het daai gevat en oorgeplaas op my en jou. So dis wat ek en jy moet verstaan. Ons moet hierdie konsepte verstaan. As ek en jy wil weet, as mense sê die Bybel is goeie nuus, Jesus se storie is goeie nuus, dis omdat ek en jy hierdie woorde verstaan. Ons weet wat beteken dit om 'n sondaar te wees. En ek weet dat ek is regverdig verklaar omdat Jesus die prys vir my betaal het, omdat my label as sondaar was op hom geplaas en sy geregtigheid is op my geplaas. Wat gebeur as ek en jy is nou skoon gewas? Iemand wat leef in ooreenstemming met die wet is waaraan ons gelyk staan. En dit is 'n verklaring wat God vir my en vir jou gemaak het. So dis ongelooflike goeie nuus. En so toe het ons laasweek toe gesels ons oor Romeine 5 vers 1 tot 5. En ek het gesê as jy vir 'n hele lang tyd net daai 5 verse lees, sal jou lewe beter wees vir dit. Want dit is 5 verse wat daai beginsel vir jou oopbreek en hy sê vir my en vir jou as gevolg van hierdie regverdiging. Wat beteken dit vir my en vir jou? En die eerste ding wat hy gesê het, hy sê omdat jy regverdig is daar nou vrede tussen jou en God. Daar was oorlog, nou is daar vrede tussen jou en God. Die tweede ding wat plaasgevind het, is nou het ek en jy toegang tot God op grond van daai regverdiging. En dis wat hy gesê het, en dan gaan hy op 'n stadium oor, en dan sê, maar wat gebeur dan van die swaar kry? Want hier's die ding, ek en jy gaan môre werk toe gaan, en jy gaan dalk 'n krisis beleef, en jy het dalk ergens die laaste week 'n krisis beleef, of ergens hierdie jaar, of dalk gaan jy in hierdie jaar, of dalk ergens in die laaste 10 jaar wat verby is, of in vorentoe, want iewers te gaan ons deur krisisse. En so nou word die vraag, wat beteken hierdie vir my, wanneer ek swaar kry beleef? Dan kom hy op 'n stadium en ek lees vir jou, as hy sê Romeine 5 vers 3, hy sê, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. 'n Ander vertaling sê, leer jou om vas te byt. Dis wat hy doen, is ek en jy begin hierdie swaar kry beleef, en ons leer om te volhard. Hoekom doen ons dit? Want volharding kweek betroubare karakter. Dis wat gebeur is, hoe meer ek volhard, hoe meer word my karakter gevorm. En hoe meer my karakter gevorm word, versterk ons hoop in ons toekomsverwagting. Wat beteken, ek weet, iewers te gaan ergens, gaan hierdie einde, hierdie wêreld gaan eindig. Daar gaan 'n streep getrek wees. En dan gaan 'n tree oortree in die ewigheid in. En so die swaar kry wat ek in hierdie kant beleef, maak my opgewonde oor dit wat daar gaan plaasvind, want daar gaan ek leef in die teenwoordigheid van God. Daar gaan dit wat ek nou en dan partykeer beleef, daai soek tog, Here, ek wil die teenwoordigheid beleef, Here, ek wil die stem hoor. Die goed is waarvoor ek nou so soek en so worstel voor, gaan ek in die teenwoordigheid instap en ek gaan in die teenwoordigheid van God wees. Hy sê so die swaar kry, die karakterbou, die vasbyt wat aan hierdie kant plaasvind, gee vir my en vir jou iets om aan vas te hou, wat voor lê vir my en vir jou. En so dit was die recap gewees van laasweek, en so nou begin ek en jy met Romeine 5 vers 6, ek wou oorspronklik gaan tot by vers 12 toe, maar ek dink die tyd gaan ons vang. So kom ons begin so, hy sê, vers 6, toe ons magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie, ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening ontvang het. En ek gaan nie nou vers 12 lees. So kom ons begin net gou vinnig. Ons 'n paar woorde wat ek in vers 6 vir jou wil op aandag gee. So die eerste woord, jy sal sien, hy sê,
toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. So kom ons begin net ons gesels oor op die regte tyd. Nou, as ek en jy 'n bietjie terug rewind en ons gaan in die Ou Testament in en ons gaan kyk wat lees ons? Veral hier nader aan die einde van die Ou Testament, is 'n storie, dan sien ons daar is een groot autoriteit wat basies regeer oor al die verskillende nasies en dit is 'n plek met die naam Babylon. Nou Babylon was die ouens gewees dat hulle het ingegaan in Judea in en hulle het vernietiging gebring en hulle het die tempel gesloop en hulle het vir ouens soos Daniël en sy vriende almal weggevat uit die land uit in ballingskap in en nou sit hulle in Babylon. En terwyl hulle in Babylon is, moet julle verstaan dat jy sit nou met 'n nasie wat gebroke is. Hierdie ouens wat alhoewel hulle sondaars was, het hulle een ding, het hulle 'n valse sekuriteit gevind, dat solank as wat ons 'n tempel het, solank as wat ons daar weet ons die Here is groot, gaan niks met ons kan gebeur nie. En hier kom Babylon en hulle vernietig en hulle sloop daai tempel. Wat beteken hierdie ouens se identiteit het met mekaar ingeval. Hulle sit op 'n plek, hulle is in 'n vreemde land. Meeste van hulle het mense verloor. Dit wat vir hulle belangrik was, naamlik die tempel en God, voel hulle het hulle verlaat en hulle het niks meer oor nie. En vir 70 jaar lank, wat die Babiloniërs doen, is die Babiloniërs leer hierdie ouens om te begin soos Babiloniërs leef. Wat beteken jy het nie meer skielik Hebreërs gepraat nie, jy het nou begin Aramees praat, want dis wat die Babiloniërs gepraat het. En so as jy kinders gekry het jou kinders obviously deel geword van hierdie kultuur en hulle het Aramees begin praat. 70 jaar. In daai 70 jaar toe vat ander mense oor. Nou is Babylon nie meer in beheer nie en 'n volgende groep mense is in beheer. En dit is Medo-Persië. Persië wat op hierdie stadium 'n groot rol gespeel het en hulle vat basies oor en op 'n stadium kom koning Kores en hy stuur toe hierdie ouens, hierdie groep ouens weer terug na Jerusalem toe om die stad te gaan herbou, om die mure te herbou, om die tempel te herbou, om die wette weer in plek te sit. Maar wat julle nie altyd noodwendig agterkom nie, maar die hoeveelheid mense wat in Persië was op daai stadium, sê hulle vermoed hulle kan tot by 1 miljoen Jode gewees het wat in Persië was. Wat teruggegaan het na Jerusalem toe was net 50.000 Israeliete. 50.000 van 1 miljoen het teruggegaan. Nou, vra jy jouself, maar hoe is dit moontlik dat net 50.000 teruggegaan het? En ek sê vir jou eerlik, waar ek dink 70 jaar later, dan leef jy anderste. Jy het al 'n huis gevestig. Ek vat byvoorbeeld my ouma en my ma kom van Rhodesia af, wat nou bekend is as Zimbabwe. So my ma het groot geword in Rhodesia. En sy het, toe ek nog nie gebore was nie, sy het Afrika toe gekom en ek het groot geword in Suid-Afrika. So Suid-Afrikaanse ID-dokument. Nou as my ma iewers nou vir my sê, Johan, ek voel ons moet weer teruggaan na ons huis toe. Ons is op pad terug Zimbabwe toe. Dink jy ek gaan moontlik saamgaan? Daar is nie 'n manier nie. Hoekom nie? Ek meen ek het groot geword met 'n kultuur in Suid-Afrika. Ek praat soos enigiemand anderste wat sy ouma en oupa hier gebly het en hier groot geword het. Die enigste verskil is my ma praat Engels soos 'n pommie. En so die groot ding is ons besef dat ek het groot geword en ek het my wortels en ek sien myself as 'n Suid-Afrikaner. En so nou het jy grootendeels 'n klomp mense wat vir 70 jaar in 'n ander land geleef het. En nou toe hulle moet teruggaan, toe gaan net 50.000 van 'n miljoen van hulle terug na hulle land toe. En hier gaan hulle terug en jy besef dat terwyl hulle in Babylon en in Persië was die enigste manier wat hierdie ouens kon vashou aan 'n klein bietjie van hulle geloof. Is hulle het gesê, maar ons kan nie meer offers maak nie, ons kan nie meer tempel toe gaan nie, maar wat ons kan doen in hierdie 70 jaar is ons kan in klein groepies bymekaar kom en ons kan kerk hou. En hierdie is waar die konsep van 'n sinagoge gevorm het. Klein groepies wat bymekaar gekom het en toe word daar 'n groep mense uitgekies. Hulle het hulle self die uitverkiestes genoem. Ouens wat gesê het, maar ons sal bly vashou aan wie God is, aan sy wet en ons gaan hierdie goeders getrou vir mense leer. Dis mense wat gesê het, ons gaan nie verloor wat ons het nie, ons gaan vashou aan God. Hierdie ouens is die Fariseërs. Nou teen die tyd wanneer ek en jy
gaan kyk na Israel is nou weer terug nou in hulle land en hulle het weer tempel gebou en al die goedjies. Na Persië, en wie oorvat, is die Grieke. Nou, Grieke is nie heeltemal dieselfde gewees soos wat ek en jy sal sê Rome vat oor nie, want grootendeels die ouens van Griekeland was amper al geken in hulle area. So daar was 'n ou gewees met die naam koning Philip van Macedon. Hy was eintlik maar die koning gewees van Macedonië en sy seun het by hom koningskap oorgevat of basies maar vir hom die regering oorgevat by hom en sy naam was Alexander. Die ou van op die ouderdom van 20 vat Alexander the Great en in 13 jaar verower hy wat ek en jy ken as die gekende wêreld van daai tyd. Van al die pad van Griekeland af reg deur tot by Indië toe, vernietig daai ou alles en almal word deel van hierdie koninkryk onder Alexander. En een ding wat nogals gebeur het saam met Alexander is ons noem daar's 'n term wat geplaasgevind het. Ons noem dit Hellenization. Nou vreemde groot woord, maar eintlik wat dit beteken is oralste waar Alexander gekom het hy gesê hierdie plek behoort nou aan ons en as gevolg van dit sal julle die vingerafdruk beleef van ons. Wat beteken? Julle taal verander. Beteken jy het altyd in terme nou van wat ons sal ken as die Ou Testament, ouens het Hebreëus gepraat en hulle Hebreëus gepraat en hulle het Aramees gepraat. Nou gaan julle begin Grieks praat. Grieks was daai tyd seker die mees gevorderde taal en die mees presiese taal wat ooit al gevorm was op daai stadium. En so nou sit jy met hulle sê jy moet begin Grieks praat. Nie net dit nie, julle dra nou klere soos die Grieke dra. Julle geboue gaan begin lyk soos die Grieke. Ons argitektuur sal begin plaasvind hierso. Julle kultuur gaan gevorm word wat beteken kuns en sport en alles wat daarmee saamgaan, gaan begin wees soos dit ons as Grieke begin vasmaak in hierdie kultuur, in hierdie plek. Dit beteken jy stap in en wat Babylon se doel was, is ons bring jou Babilonië toe en ons maak jou hier iemand wat van Babylon afkom. Wat Alexander gedoen het, hy sê nee, ons kom na jou toe en ons verander welkom en ons verander Oudie en ons verander Riebeekstad om te lyk soos die Grieke lyk. Dis Hellenization. En so teen die tyd, wanneer die Romeine oorvat, seker so 200 jaar later, kom die Romeine en hulle bring iets heeltemal anders na die tafel toe. Die Romeine bring buiten die feit hulle ongelooflike sterk regering het, kom hulle met 'n infrastruktuur wat die wêreld nog nooit gesien het nie. En die Romeine bou oor die 400.000 kilometer se paaie, waarvan 80.000 kilometer geplaveide paaie was, wat hulle in plek gesit het. Hulle handelsroete op skepe was ongelooflik en unmatched teenoor enige ander plek wat ooit gehad het. En dan as ek en jy gaan kyk na waar Israel is, wat ons ken vandag as Galilea en Judea waar Jesus was en bedien het, en as jy gaan kyk na daai area, was as gevolg van die handelsroete en as gevolg van die infrastruktuur wat daar begin plaasvind, het begin multikultureel word. Wat beteken mense het van oralste af begin afkom om Mediterranean toe te gaan, sodat hulle daar deel van die handelsroete kan word. En toe Jesus gekom het, toe kom hy in 'n tydperk waar die taal die mees presiese en die wyd verspreide taal is as ooit tevore met die naam Grieks. Saam met dit kom hy in 'n tydperk waar die infrastruktuur nie net sy boodskap daar gaan hou nie, maar sy boodskap sal toelaat deur Paulus om reg deur die wêreld versprei te begin word. Hy praat met 'n plek en 'n mensdom wat in 'n multikulturele plek is en wat geestelik arm is. En op die regte tyd kom Jesus en hy sterf aan 'n kruis. Ek en jy wonder hoekom het dit so lank gevat vir Jesus om te kom, en die groot ding is want dit moet op die regte tyd plaasgevind het. En so alhoewel ek en jy wonder partykeer wat het gebeur in die 400 jaar van die Ou en die Nuwe Testament, dis wat gebeur het. Dis in die wêreld was daar soveel skuwe wat plaasgevind het. En toe kom Jesus. So op die regte tyd. Dan lees ons daai versie wie hy sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. So hier is ons toestand. Ons toestand is goddeloos. En ons was magteloos om dit te verander. En hy sê dit, toe ons nog
goddeloos was, het God gesê, ek kies jou en ek kom sterf vir jou. Nou moet ek vir jou sê, as ek en jy sit en dink aan onsself en ons dink baie keer oor hoe ons sondes ons diskwalifiseer, wil ek net vir jou sê dat teen die oomblik toe Jesus kom sterf het vir my en vir jou, was dit nie omdat ons nice mense was nie, hy het ons kom kies in ons mees goddelose toestand en ons mees magtelose toestand, het Jesus gekom en vir my en vir jou die prys kom betaal. En sê hy vers 7, hy sê, 'n mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. Nou kom hy sê vir ons, eerstens as ek en jy gou moet dink, as jy nou moet gaan klassifiseer wie is goeie mense en jy vra jouself, is ek bereid om te sterf vir hulle? Nou, as jy 'n goeie verhouding het met jou familie, met jou vrou, met jou kinders of wat ook al, dan sal jy moontlik op 'n punt kom dat jy sê, ek sal sterf vir my vrou en my kinders. Ek kan my lewe neem solank hulle net fyn is. Maar vir 'n goeie mens, nee. Ek gaan nou met jou daai toets doen. So, ek gaan vir julle 6 name wys, of 6 gesigte wys. Ek het vir ChatGPT gevra, wie is geklassifiseer in ons tydperk as goeie mense? So die vraag gaan nou wees, sal jy bereid wees om jou lewe dan te kan neerlê vir een van hierdie ouens? Nou, wat nogal surprisingly is 3 van hierdie ouens is Suid-Afrikaners. Is nogal amazing. So kom ons gaan kyk. Die eerste ene is Prinses Diana. So ek gaan nou nie vir jou 'n hele biography gee oor haar nie, vir die van julle wat haar nie ken nie, dan sy 10 voor jou tyd geleef. Sy was 'n amazing mens gewees, mense het 'n liefde gehad vir haar. Die tweede ene wat ek vir julle opsit, is Nelson Mandela. En so, ons weet wat sy rol hy gespeel het, bloot net as gevolg van ons eie geskiedenis, en reg oor die wêreld is hy bekend as 'n goeie mens. Volgende ene waarna ons kyk is Moeder Teresa. Moeder Teresa het ook 'n ongelooflike rol gespeel reg oor die wêreld in terme van wie sy is en wat sy gedoen het. Die volgende ou is Pope Francis, dis die paus wat nou onlangs dood is. En wat hierdie ou bedoel het en beteken het vir die wêreld was ook absolute amazing gedeelte vir al met die arme mense. Volgende ene waarna ons kyk is Desmond Tutu. So ek persoonlik weet nie altyd wat die Desmond Tutu gedoen het, want ek dink ek was baie jonk geweest toe hy regtig 'n groot rol gespeel het. Ek weet hy is 'n ruk terug dood, maar ek is nie lekker seker, maar ek weet die wêreld sal hom ken as 'n goeie mens, en dan die laaste Suid-Afrikaner natuurlik is ek, ja, die is reg. So ek het gedink, ja, vir die van julle wat besoekers is, julle hoef nie te worry nie, ek hoort nie regtig op hy lys nie. Want al die ander ouens is dood en ek is nie dood nie, so dis hoekom ek daar nie hoort nie, so. Maar as ons net gou vir 'n oomblik net vir jouself kan sê. 'n Goeie persoon is iemand wat iets gedoen het, en die wêreld kyk daarna en sê, jy het iets goed gedoen. Nou die vraag wat ek vir jou vra, jy hoef nou nie jou lewe vir my op te offer nie, ek is nie dood nie, maar as jy kan sê, jy gee jou lewe, die res van jou lewe, wat oor is, vir een van hierdie persone om daai tydperk nog te kon aanhou lewe. Vir wat se een sou jy dit gedoen het? As jy dit vir een sou gedoen het. En dis skielik wat gebeur. Nou konfronteer Paulus vir my en vir jou, en hy sê, dat wanneer ek en jy besef, wat se offer dit moet wees om jou lewe op te gee, is daar dalk 'n kans dat jy dit vir 'n goeie of 'n regverdige persoon sal doen. Nou word die vraag, sal ek dit regtig doen? En nou gaan hy verder en hy sê vir ons, so hy sê, God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Terwyl ons nog goddeloos was. Terwyl ons nog nie eers naby daai kategorie kon gekom het. Het Jesus gekom en hy het vir ons kom sterf. Nou moet ek weer vir jou sê, is jou gemors wat jy aangevang het, wat ek aangevang het, diskwalifiseer nie God se liefde vir my en vir jou nie. Jou op jou slegste dag kan nie maak dat jy nie gered kan word nie. Want toe ons goddeloos in ons harte was, toe ons die label gedra het van sondaar, en toe ons nog magteloos was om hierdie te kon afhaal, het God vir ons 'n plan gemaak. Nou kom hy in vers 9 en dan sê hy vir ons,
hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Ons 'n ander vertaling, is 'n splinternuwe vertaling wat ek gister gekry het, die NNT, en hy lees vers 10 so, hy sê, toe ons God se vyande was, het hy ons versoen met onsself. Hy het ons sy vriende gemaak deur sy seun se dood. Hoeveel te meer sal ons dan nie deur die lewende Jesus gered word van die oordeel wat nog voor lê nie. So met ander woorde, iewerste weet ek en jy dat daai streep is getrek, en as ons aan die ander kant van daai streep kom, gaan jy geoordeel word voor God. En hier kom hy en hy sê, jy moet verstaan dat jy was gered toe jy sondaar was. Hoeveel te meer, nou dat jy gered is, wat sal gebeur met jou op die oordeelsdag? Nou moet jy besef, nou sit ons met hierdie skrif, en ek, wat hier voor staan, en met jou gesels, sit nou in 'n penarie. Want nou hier is ons die groot ding. Dit klink nou amazing. Hierdie is 'n baie goeie boodskap vir my en vir jou om te hoor. Om te kan sê, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, God bly jou lief hê. Maar my krisis is, ek is bang jy begin nou weer soveel sonde doen, dat jy nou nie jouself ooit weer al sal uitkry nie. En so dis wanneer ek en jy begin gesels oor Bob. Nou as jy al 'n paar keer hier was, het jy al gehoor van Bob. Nou Bob is die gewig van 'n pendulum. En so dis wat gebeur, is ons begin praat oor die een ding, en dan wil ons dit net auto-korrek deur die ander kant gedeelte te sê. So met ander woorde, nou kom ons in die een kant, en ek sê vir jou, dat die liefde van God, wie hy is, in sy volheid, gaan jou nooit diskwalifiseer as gevolg van die sonde in jou lewe nie. Want toe jy goddeloos was, het hy vir jou kom sterf, en hy het jou kom verklaar as regverdig op grond van die feit dat ek sê ek kies om u te glo. Dis wat hy kom doen het, dis wat ons nog heeltyd hanteer het, is die feit dat jy nog 'n sondaar was. Die slegste skuld en die slegste skaamte, die goedes wat jy vir niemand wil vertel nie. Diskwalifiseer jou nie. Maar nou, omdat ons nie hou van sonde nie, en omdat ek hier voor staan en wil vir jou sê, maar moet nou nie nou ewe skielik dink, dat ek kan nou doen net wat ek wil, en want God se liefde is mos amazing, nie nou swaai ons oor ander kant toe. Want hier is die ander kant, is ons besef wat is die impak van sonde. En ons besef dat sonde sal jou vernietig, en hoe meer ek en jy leef in sonde, hoe meer verkoud ons harte teenoor hom, dat ons eventually versigtig moet wees, dat ek ophou glo. En so ek kan nou vir jou 'n preek doen om vir jou te sê, jy's maar besop, moenie sonde doen nie, hou op, stop, spoeg uit, ga. Ons kan op daai punt kom wat ons kan sê, jy's maar moenie, hou op, bly gehoorsaam, anders dan gaan jy die oordeel van God kry. Ek kan dit vir jou sê, want dit is die waarheid. God, die Here wil nie hê ons moet in sonde bly nie, en ek het laasweek gesê, sonde, alhoewel ek en jy sonde doen, is dit nie die plek waar ons moet bly nie. So as jy in sonde is, doen alles in jou vermoë. Maak jouself ongemaklik, sit jouself in 'n krisis, dat jy kan uitkom uit daai sonde uit. Moenie toelaat dat sonde jou vernietig nie, want sonde sal jou vernietig. Maar dan aan die ander kant moet ek en jy verstaan, dat die liefde van Jesus is so ongelooflik groot, dat in daai toestand het hy jou kom red, en kom skoon was. En so ek en jy moet die hart verstaan, oor wat Jesus vir my en vir jou kom doen het. Dis die goeie nuus, dat hy jou ken soos wie jy is, met al jou gemors. En hy sê, ek sterf nog steeds vir jou, in jou toestand. En dan sê vers 11 vir ons, hy sê, maar dis nie al nie, ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening ontvang het. Ons jubel in God. Wanneer laas het jy gejubel oor die feit dat Jesus vir jou sondes betaal het?
Wanneer laas het jy gejubel in jou hart oor wat Jesus vir my en vir jou gedoen het? Sien, maar die groot ding is ons is so gekerk en ons is so gewoond aan wat die kerk sê en dat ons 'n kruis op stage het en dat ons op 'n nagmaal sit en ons doen 'n nagmaaldiens of wanneer ons oor Paasfees sit en ons gesels oor dit, dat ek en jy word afgestomp vir wat Jesus gedoen het. Jubel oor wat Jesus gedoen het, dat hy het jou vrygemaak van sonde. Dis iets om oor opgewonde te raak. En dat hy versoening gebring het. Vrede met God. Wat Romeine 5 vers 1 sê. Ek en jy het nou vrede met God. Daar is versoen, daar is herstel. En as gevolg van dit het ek en jy nou toegang tot God. Ons kan nou ons oë toemaak en by hom uitkom. En hom beleef in ons harte. Op grond van wat Jesus gedoen het. En daarom jubel ons oor wat Jesus gedoen het. Dis hoe ongelooflik mooi die goeie nuus vir my en vir jou is. So kom ons sluit die oë en ons sluit hom af. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om te kan juig en vreugde in ons harte vind. Here, nie omdat ons goeie mense was nie. Here, nie omdat een van ons ooit op 'n lys kan kom en kan sê dat ek was goed genoeg om u genade te verdien nie. Nie een van ons is goed genoeg om daar te wees nie. En tog in ons sondige toestand het u gekies om vir my te sterf. Om die prys te betaal wat ek eintlik moes betaal. Om my sonde van my skouers af te haal en op u te sit, sodat u kan u regverdiging in my sit. En Here, mag hierdie boodskap nie my op 'n plek bring wat ek nou begin leef in sonde soos ek lus het nie, Here. Here, mag ek die goeie nuus ervaar van die feit dat u my ken en kies in my sondaars toestand. En Here, dat u genade vir my genoeg is om te werk en uit hierdie hele gemors uit te kom, Here, toelaat dat u gees my lewe sal transformeer. En ons loof u daarvoor. In Jesus naam. Amen.